Welkom terug by die Groot Ontbyt. Daar is 'n heerlike program op Kyknet, 'n splinternuwe dokumentêr, die storie van Afrikaans. Ek het nou so 2 van die episodes op catch-up gekyk. Jy kan maar gerus 'n bietjie inhaal. Dit is 'n merkwaardige program. Ons is selfs vanmôre met iemand wat 'n bydraer is in die program, wat 'n rol gespeel het veral in die eerste episode. Die skrywer, digter, sangeres en aktivis, gebore in Blompark in Gainsbaai. Jolyn Phillips is hier by ons in die ateljee vanmôre. Ons praat 'n bietjie oor haar betrokkenheid. Goeiemôre Jolyn. Goeiemôre, hoe gaan dit met julle? Baie lekker, dankie. Heerlik om jou te hê. Dieselfde. Ek wil eers praat oor die stukkie voor ons kom by 'n klomp goed. Ek wil ons gaan praat oor Afrikaans en Engels en so. Maar voor ons daarby kom, ek het nou gekyk en toe ek die episode kyk waarin jy is. Het jy 'n bietjie gesing ook? Ek bedoel, dit was soos die Engels sê haunting. Ek weet ons praat oor Afrikaans, die klank, dit was beautiful. Maar vertel vir my van Afrikaans gebruik as 'n skryftaal en as 'n werktaal teenoor Engels, want jy het aanvanklik jou eerste werk is gepubliseer in Engels, né? Korrek. Dit was vir my was dit meer soos Afrikaans wat Engels wat Afrikaans is. Ek dink die taal, omdat dit een van die jongste tale is in die wêreld, bly dit my altyd by dat dit 'n taal is wat altyd bietjie meer spasie gaan hê as ander tale. En so Afrikaans maak plek vir almal en vir alles, en hier sal soveel mense in die land op die oomblik. Ek dink ons hoor baie minder as wat ons dink eintlik, of die klank wat ons hoor is baie anders as jy op 'n taxi klim. Ja. Afrikaans wat jy daar hoor, is vinniger as wat ons kan record. So byvoorbeeld as mens by 'n taxi rank staan, dan maak ek ook wat se ras daar is nie. Hulle praat Afrikaans, Engels, Xhosa, hulle praat Igbo, hulle praat al die mense wat op die oomblik plek kom soek, veilige hawe soek, werk. Daai taal, ons net soos wat Afrikaans ontstaan het in die eerste plek om mekaar te verstaan en om uit te ruil. Ek voel vir my die taxi rank is die beste plek om te hoor hoe Afrikaans nou klink. As jy net daar gaan staan en jou oë toemaak en jy hoor die klank, is dit wat Afrikaans is. Ons het gister met iemand gepraat wat ook gesê het, jy weet, ons moet nie mense uitsluit net omdat hulle dalk nie die Afrikaans praat wat ons wil hê hulle moet praat nie, want Afrikaans gaan juist daaroor dat dit so inklusief moet wees omdat soveel verskillende mense dit praat, en dis presies wat jy nou sê. Ja, dit is vir my elke keer, dit is gesê, die taxi rank is my favorite plek, en dan word die mens klein om te verstaan dat net omdat jy 'n sekere variëteit van die taal in jou sak dra, is daar altyd iemand wat gaan bydra met die woordeskat. Ek bedoel, met elke beweging in die land is daar 'n hele sak woordeskat wat bykom. Dit is vir my excited om as 'n kunstenaar en so met 'n taal te kan werk waar daar nog 'n groot spasie is vir my om my vlerke te sprei. Dis wonderlik om te hoor. 'n mens kan 'n mens net maar sê, in Afrikaans is daar nie, mense kan nie op die draad sit oor Afrikaans nie. Mense verskil enorm en emosioneel en ewig oor Afrikaans, die taal, die gebruik daarvan, daar is of die behoudenheid daarvan, of die ontwikkeling en groei daarvan, die plastiese malleability, soos die Engels sê, van Afrikaans, die plooibaarheid daarvan teenoor die behoudenheid daarvan. Maar Afrikaans was nog altyd 'n taal gebore uit 'n soort van 'n chaos, uit 'n soort van 'n kan mense sê oorlewingsnood amper, nê? Dat taal is gebore, juis Afrikaanse taal is gebore, soos jy nou sê, oor daai handelstaal, daai gemeenskaplike taal, in 'n tyd toe daar soveel tale in die Kaap was, dat hulle moes 'n gemeenskaplike taal ontwikkel, en dit is Afrikaans gewees. Dink jy dat Afrikaans in sy binneste 'n ding sal wees waar mense emosioneel hard verskil met mekaar vir altyd? Jy gaan, want dan beteken dit ons almal is dieselfde. Ons almal wil onsself uitdruk om te sê ek is hier gebore, dit is waar ek vandaan kom. So daar gaan altyd verskille wees, maar ek dink jy moet baie keer 'n bietjie terugstaan en 'n bietjie weggaan om terug te kom. Ek bedoel, ek was te geleentheid gehad om te reis, en dan elke keer as jy terugkom in jou land en jy hoor die klanke, dan settle dit net so. En alles maak net sin. Jy weet, dit is 'n klaverbord met die note wat almal in gemeenheid met mekaar. Jy hoef dit nie te gaan leer nie. Dit sit net
En so ja, ek dink daar is genoeg vir almal in die pot, of dit nou kwaad of hartseer of geluk is, maar ek kies geluk uit die wonderheid. Jolyn, jy is skrywer, sanger, aktivis en nie net enige skrywer nie, bekroonde skrywer wat nou al vele pryse gewen het, maar hierdie liefde vir die kunste ook saam met die Afrikaans, waar kom dit vandaan? Ek dink ek het groot geword in 'n klein dorpie, is lekker want ek het nie, ons het 'n biblioteek gehad en ek het groot geword met mense wat boeke het, wat altyd gelees het, wat gereageer het en kwaad geword het en dink jy hoekom is my auntie so moedig en dan besef jy dit is eintlik 'n karakter hoe sy nie mee besig is. En dan het ook die kunste het plek vir my gemaak om vir my te wys wie ek is en waar ek vandaan kom. En dit is 'n medium wat ek so voor dankbaar is en ek voel nogal soos 'n peetkind wanneer dit kom by Afrikaans, want ek is nou al soveel geleenthede gebed, daar's nie 'n manier hoe ek nie 'n kunstenaar kon wees as ek in 'n plek so mooi soos Gansbaai bly nie. So dit maak dit vir my sin om oggend op te staan om te kan sê ek is 'n kunstenaar. Is dit hoe moeilik? Is dit die ding waarvoor ek baie dankbaar is dat ek nou al nog so vroeg in my lewe alreeds weet waar ek my geluk kan gaan haal. Ja. Afrikaans is ook 'n ding wat so maklike bekleitaal raak, maar ook so ideaal is vir saamwees. So ideaal vir wys wat ons land oor die algemeen in 'n een taal, mense sal dit party mense sê ook 'n skaam vir Afrikaans. Jy weet, want dit is die wapen gewees van 'n vorige tyd. En daar's ander mense wat sê, maar hoe kan jy skaam wees vir 'n taal wat vir die eerste keer ooit in Arabies foneties vasgevang is? Min mense weet dit. Ja, min mense weet dit. Veral wanneer 'n mens begin praat oor die traumatiese effek wat dit gehad het op mense. As jy daai inbring, dan verander mense se siening op die seer wat hulle saamdra om die taal te hoor en dit te praat. Ek het ook altyd daaroor gedink, dat ek vir myself gesien, nee, maar as mens praat van empatie, dan en jy hoor wat die persoon te sê het oor hoekom hulle skaam is of hoekom hulle kwaad is, beteken dit jy moet reg luister vir die hoekom. En histories dink ek in die 40 jaar van apartheid was Engels gepraat as 'n vorm van rebellie. Was Engels gepraat as 'n vorm om vir behoud, om jouself veilig te hou. So die rede hoekom mense sekere tale praat was ook om hulle self veilig te hou. En ek praat gereeld met mense veral in die Kaap wat in die 70's groot geword het, veral in die Sharpeville, met die 1976 Soweto uprising. Hierdie goed het mense se lewens, die taal was gebruik om mense so te onderdruk dat dit fisiek mense aangetast het. So 'n mens met spasie maak vir waar mense gaan. 'n Oomblik vat net regtig so 'n rukkie te luister en te hoor waar die mense vandaan kom voordat jy 'n judgment plaas oor die hoekom en die waarom van dit. Ja. Jou PhD, ek nie eintlik dokter noem. Tegnies gesproke, maar jy is nie een van die mense wat nie daai klokkie die hele tyd aan in jou nek hang nie. Ek hou daarvan, punte. Maar jou PhD het juist gegaan oor gemarginaliseerde mense in die epog van Afrikaans. Is daar 'n versoening? Is daar 'n potensiaal vir versoening? Ek dink die potensiaal is elke dag by ons. Dit is die keuse, dit is die houding wat vir my in Afrikaans is die grootste uitdaging wat ons het op 'n daaglikse basis, is die houding wat ons het met Afrikaans. Hoe dit aangebied word in skole, hoe ons mekaar, die woordeskat wat ons gebruik om mekaar to address one another. So vir my dink ek het die PhD gedoen om self uit te vind waar kom ek vandaan? Waar kom die letterkunde vandaan? Hoekom klink en praat ek soos wat ek praat? En die enigste manier hoe mens dit vir my was belangrik om te weet, okay, waar die eerste boek gepubliseer was tot nou, wie wanneer gepubliseer het en hoekom dit so belangrik is dat my intrede hoe ek dan op einde want as dit vroeër was, sou dit
of teen die wet was of dit 'n vrou, ek bedoel dit het omtrent 40 jaar gevat voor 'n vrou kon publiseer en toe weer 100 jaar. En dit mag nie weer so lank vat nie. Ja. So as 'n mens regtig verstaan jou letterkunde en elke faset en elke geskiedkundige beweging, ja, dan begin jy die mense van alle rasse beter verstaan. Ek dink dis hoekom ek dit gedoen het, maar ek dink vir met my PhD byvoorbeeld het ek dit is gebaseer op 'n e-pos wat gebaseer is op 'n sogenaamde inheemse vrou wat in Hermanus gebly het. En daar's hierdie luukse restaurant met die naam Bentang's Cave en ek was in my 20's wat ek vir die eerste keer daar was met vriende. Hulle neem van my uit om my eie dorp te sien. Dit is mos maar so. En toe staan daar agter op die laaste kooi vrou wat hier gebly het, sê ek, maar dis nie waar nie, van elke mens wat hier gebore is inheems aan die plek. So dit is nou wel 'n foefie wat jy gebruik, maar die erasure daarvan was vir my baie violent om net so daai geskiedenis te gebruik om 'n hele mense uit te wipe. En toe begin dit met gaan soek vir die geskiedenis en ek is baie trots dat die kennis wat in my teses lê, kom almal van die huis af. Van die geskiedenis, ek kon dit nie kry nie, maar die mense wat daar is, sit met dit en ek is baie trots dat dit vasgevang is. Ja. En woorde wat spesiaal is in Gansbaai en die vissers variëteite en die stories van wat by elke woord sit. So dit is vir my heerlik. Charlene, baie dankie dat jy moeite gedoen het om vanmôre hier te wees. So lekker om jou te gesels. Dit is so lekker om 'n mens se kop net so 'n bietjie die reset knoppie te druk. Van baie van ons het 'n stereotypiese manier wat ons na 'n taal kyk. Selfs ek wat die hele tyd vir Jennifer sê, dis nie hoe jy dit sê nie. Ek het nou vir 'n kameraman gesê jou klem is verkeerd. Ek moet stil bly daaroor. 'n Mens moet 'n reset druk so elke nou en net weer onthou waar alles vandaan kom. Dankie dat jy vanmôre vir my 'n reset gedruk het. Ag, baie dankie. Dankie dat ek hier kon wees. Nou ja, doen jouself die moeite en kyk na hierdie dokumentêre reeks. As jy Afrikaans is, dit is voorgeskrewe werk vir jou. Al is jy 87. Gaan kyk hierdie reeks. Dit is merkwaardig. Jy gaan kwaad raak en jy gaan bly wees en jy gaan lag en huil. Dis regtig die moeite werd. Kyk asseblief na die storie van Afrikaans op Kyk Net. Ek dink 'n Sondag aande as ek dit nie mis het nie. Nou ja.